Aluma Capital, altyd aan die groei. Nou is dit tyd om te kyk na die grootste stories van vandag in die koerante, saam met Gert van der Westhuizen van Netwerk 24. Heerlik om jou hier te hê, Gert. Goeiemôre Swan, ek het jou lanklaas gesien en vir Frans ook en jy lyk so mooi modieus vanoggend. Ag, dankie Gert. Kyk af vir Frans Frans was so toch altyd dat daar 'n passing, een of ander Ja. vorm van passing tussen ons is. Ja. Dis Behalwe ons gewig pas ons eintlik. Ja. Spekvet nou gesond, ons al twee. Ons het ons gewig tel. Hoorie Gert, nog iemand wat hulle gewig nie laat tel nie, is die NSFAS fonds wat nou na verslag wys 40,000 studente is onbehoorlik befonds, maar ek dink dit strek eintlik veel wyer as dit, Ja, daar is nee. baie groot probleme met daai skema wat hulle die amptelike naam is die nasionale skema vir finansiële bystand vir studente, NSFAS. En daai ou grappie vir die 40 studente wat onbehoorlik befonds is, dit lyk my ons 5,1 miljard rand in verkoeste belastinggeld weer beteken. Maar die hele NSFAS stelsel is al van 'n hele paar jaar nie lekker nie, om dit nou saggies te stel. En daar word nou aangedring op die bedanking van die minister van Hoër Onderwys, Boetie Manamela, maar iemand sal moet pa staan hiervoor. Die EFF het byvoorbeeld gesê hy is 'n algehele mislukking in sy werk. Hierdie fonds sukkel al van die vorige minister af, maar nou is daar nuwe rade en goed aangestel en mense is afgedank en daar's hofsaake. En studente kry nie hulle geld nie en dit help nie hulle kla nie en van hulle gaan hof toe, maar dit help ook nie veel nie. Jy weet, en soos die openbare beskermer nou gesê het, daar verslag wat sy nou uitgebring het oor NSFAS is nie 'n finale verslag nie, so hulle kan nog probeer oortuig dat hulle op die regte pad is. Ek weet nie hoe hulle dit gaan regkry nie, want dit lyk of dit baie moeilik gaan wees. Jy weet, maar dit is goed dat sy ook nou haar stem dik gemaak het oor hulle. Want dit lyk my nie te help as oppositiepartye daaroor praat nie. Die spesiale ondersoekeenheid het al daarna ondersoek ingestel en skoor in die parlement het ook al daarna gekyk. En dit is soos die openbare beskermer nou sê, dit lyk of hulle optrede ook strydig met die grondwet kan wees. Jy weet, so dis net 'n totale gemors, jy weet, so ja. Die vraag is ook net, wat gaan die gevolge wees? Ja, die gevolge Frans is studente kry swaar, daar's baie studente wat swaar kry en soos sy nou gesê het, die openbare beskermer, dit tas hulle menswaardigheid ook aan nie. En dit het 'n rolbal effek, Ja, nee, 'n sneeubal natuurlijk, effek, ja, want ja. dit is as hierdie student nie hierdie kan betaal nie, dan is dit verblyf wat Ja, dan is dit verblyf en dan hulle nie kos om te eet nie, dan hulle nie klasgeld en hulle geld vir boeke. Dit is net die hele tyd gaan dit net al hoe erger en erger. En jy weet, daar's baie studente wat regtig baie swaar kry. Soos ons nou al gesien het op universiteite, hulle het nie blyplek nie. Jy weet, dis een van die grootste probleme want almal van ons weet hoe duur dit is om deesdae in die stede te bly. Jy weet, so hierdie stelsel doen nie wat hy veronderstel is om te doen nie. Dis baie Wel, geld. hy doen iets, maar dit gaan nie na die regte Nee, kanale dit gaan toe nie nie, na want die regte kanale toe. 5,1 miljard rand Wat verkoos is, ja, is dis- betaal, ja, maar nie vir studente ja, nie. Dit is verstommend, jy weet, maar dis met soveel goed hier in die land wat dit gebeur, jy weet, maar mens sal net graag wil sien dat daar optrede kom, nê, want daar's te veel straffeloosheid met die tipe van goed. En dis hoekom ek bedoel met die gevolge, wie gaan aan die pen ry? Wie gaan aan die pen ry? Ja, iemand moet aan die pen ry. Jy weet, dan moet die minister nou maar sy eie swaard val. Ek weet nie of die president hom sal afdank nie. Hy dank nie sommer ministers af nie. Veral nie as hulle uit sy eie party uitkom nie of deel van sy eie damkring is nie. So mense sal nou moet sien hier wat gaan gebeur. Dit sal baie weer afhang van druk van oppositiepartye, want onthou die vorige minister is ook onder 'n wolk daar weg. Jy weet, so Wel Gert, so gepraat van die president wat jy nou genoem het daar, hy bly net nie uit die nuus nie oor Pala se saak, lyk my. Frans, dis nou 'n albatros wat hy om sy nek dra wat hy nie van ontslaag gaan raak nie. Al maak hy asof die albatros nie daar is Ja, nie. maak hy veel albatros nie daar is die. Jy ken daai ou liedjie Gert wat hy Pata Pata wat hulle so gesing het, nee, hy gaan in die toekoms wel sing Pala want daai liedjie gaan net nie uit ons geheue gehou. Ja, maar kyk, die ding bly by hom en twee politieke partye, die MK party uiteraard, want hulle sal nou alles doen wat hulle kan om die president in die verlede te stel en dan die United African Transformation party wat nie eintlik baie groot is nie. Hulle gaan nou voort met hulle hofstryd teen die Pala kwessie. Hulle voel daai uitspraak van die Kaapse Hooggeregshof was verkeerd wat gesê het die parlementêre aanklagkomitee se sitting word uitgestel. Dis wat die president wou gehad het, want die president voel daar's probleme met die verslag en hy voel hy sal onberekenbare skade berokken word as hy nou vyandig ondervra moet word deur so 'n komitee. Maar ek dink die ander partye gaan ook weer daartoe tree, die EFF en die African Transformation Movement, hulle het ook al gekla oor die uitspraak. En ons sal nou maar sien wat hulle gaan doen. Maar dit lyk net vir my hierdie ding gaan net nooit weggaan nie, jy weet. My vraag is ook net Gert, is hierdie niemand net nog steeds 'n politieke spel nie, veral nou. Ja, dit was van die begin af eintlik maar
'n politieke spel, Frans. Maar nou is daar baie vrae wat onbeantwoord is nie. Ja. Maar dit word natuurlik as 'n politieke spel gebruik. Alles hier in ons land word maar op die einde met die politiek verbind, jy weet, want as daai oortreding regtig, hoekom is dit nie vroeër aangemeld deur die persoon wat Arthur Fraser wat toe nou 'n groot geraas daaroor gemaak het in 2022 nie? Hoekom wag jy 3 jaar met so iets as dit so belangrik vir jou is nie? Maar ek moet jou sê dit is verskriklik baie geld om in jou huis te hou. Veral in jou rusbank. Hoeveel? Ja, kyk, 10 miljoen. Ons praat vandag oor jou kosbaarste foto, maar ek dink as jy moet praat oor jou onkosbaarste besitting, dan sal dit seker sy bank wees. Ja. Hy moet dit lankal van daai bank ontslaag. Ons het laas toe daar by gastehuis was, toe daar so groot bank, die presidensiële gastehuis, toe maak ons nog al 'n graf met die mense daar te Frans, kan ons maar onder die kussings kyk. Ja. Jy weet, ek wonder hier onder die geel bank steek hulle nie ietsie Een van daai Jy kan maar kyk. banke. Hierdie een is nie volgestop nie. Ja, nee, dis nou een van die groot vrae natuurlik, Frans. Hoekom sal jy so baie geld in jou bank wegsteek? Ja, Maar net die banke verwar, dis Ja, al. die banke, die regte banke, die storie, ek dink daai storie is baie wyer as net een bank, maar nou ja, ons sal kyk wanneer die waarheid en of dit ooit gaan uitkom. O ja, die waarheid so aan ek weet nie, by ons is die waarheid nie altyd van belang nie. Ja, dit is so. Dan het president Cyril Ramaphosa gesê die onwettige immigrasie in Suid-Afrika moet saam deur lidlande van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap opgelos word. Dis nie net ons probleem. Nee, En dit is eintlik seker waar. Ons is aan die eindpunt van die probleem, maar dis swak bestuur en swak ekonomieë in ons buurlande wat maak dat mense na Suid-Afrika toe kom. Precies. Hulle sien Suid-Afrika as die land van melk en honing, jy weet, want dit gaan so sleg in hulle eie lande. En ek dink die president is reg om dit te sê, jy weet, dit is nie net ons probleem nie. Hy sê hulle het eerlik daaroor gepraat en hy het ook die lande om verskoning gevra vir die goed wat nou gebeur het met die immigrante krisis wat nou nie so goed gelyk het nie, maar dit is regtig nie net ons probleem nie en ons moet probeer help om ook die ekonomie van die streek op te hef. En hy het nou baie planne hier gemaak met korridors en allerlei hawens wat reggemaak moet word, maar daar's spoorlyne en spoorlyne netwerke. en alsulke goed, jy weet, die goed moes eintlik nooit altyd onderhou gewees het en nou het dit verval. Nou skielik. Nou moet ons weer alles van voor af opbou, maar dis 'n belangrike punt wat hy maak daar sodat jy weet, hulle sal moet help om ons daarna te laat kyk. Jy weet, ons maak nou baie planne in Suid-Afrika om onwettige immigrante uit te hou en daar's nou al vordering daarmee gemaak, maar dit duur maar nog steeds voort, jy weet. Want mense is, jy weet, as jy ekonomies totaal en al niks het nie, dan gaan jy probeer om na 'n land toe te gaan waar jy vir jouself en jou familie dalk 'n beter lewe kan beding. Ja, verseker. So dit is definitief nie net ons probleem nie. Nee, beslis nie. Jy sal nou sien met die volgende storie ook nie wat ons praat oor Zambië. En nou kyk wat mense Verseker. Waar mense in Zambië met jy weet hoeveel persent van die bevolking 70%, meer as 70% van die bevolking van 22 miljoen rand leef op minder as $3 Dit per dag. is verskriklik. Dis R49 per dag. Jy kan nie eens 'n toebroodjie by Woolworths koop met R49. En die punt is nou stem 60% van daardie bevolking weer vir die president vir nog 'n termyn. Ja, en nou is daar baie ontevredenheid, Frans, want die toestand is maar bietjie gespanne. Daar was voor die tyd baie beweringe van intimidasie en druk op die oppositie en daar's beweringe van militias, die Engelse woord militias is nie vir my so mooi af. Kans vertaling is maar eerder maar sê gewapende bendes wat daar rondgaan en mense geïntimideer het. Hichilema wat nou weer erkies is as mense wat gedink het hy doen goed in Zambië, maar dit lyk nie eintlik of hy regtig nog die ekonomie baie mooi kon regryk nie. Ja. Hy maak al die regte geleide en hy het goeie vennootskappe aangegaan met ander lande, maar dinge wil nog net nie lekker vlot daarson nie. Jy weet, so ja, dit sal mense hoop nou nie dit ontaard in 'n Mosambiek geval wat ons gehad het 'n jaar of 2 gelede met die verkiesings daar, toe daar probleme rondom die verkiesings was nie, jy weet. Ja. Want soos ons nou gepraat het, dit beïnvloed ons en onrus in daai lande maak dit nog erger vir ons want dan kom meer mense hiernatoe, jy weet. Ja. Sjoe, nee, mens hoop regtig dat die situasie in ander Afrika lande beter sal word want dit beïnvloed uiteindelik die hele Afrika. Ja, So veral as mens nou kyk na Sudan en jy kyk na die Ebola virus en dinge gaan nie goed nie. Gert, Iran sê volgens hulle is daar geen onderhandelinge tans aan die gang nie. Ja, president Donald Trump van Amerika het ook gesê daar's geen onderhandelinge aan die gang nie. Lyk vir my Trump probeer nou 'n nuwe strategie waar hy voorheen probeer het om met die hamer te slaan, gaan hy nou probeer om Iran stadig dood te wurg. By wyse van spreke. En lyk vir my Iran verloor nogal taamlik beheer oor die straat van Hormuz. Hy is nie meer ten volle in beheer van die straat van Hormuz nie. Maar intussen tyd is olie op sy hoogste vlak sedert Julie, dink ek.
En dit maak nogal mense in Amerika 'n bietjie onkriewelrig en mense sal nog graag wil sien wat se invloed hierdie oorlog op die mediumtermyn verkiesing gaan hê. Ja. Want vir Amerikaners gaan dit maar baie oor die ekonomie, jy weet. Bill Clinton het destyds gesê it's the economy stupid, so dis waaroor verkiesings daar maar gaan. Ons sal sien hoe dit gebeur, maar ander mense sal ook nog graag wil hê die oorlog moet 'n einde kry. Ja. Jy weet, ek het vroeër die week het ek nogal die kans gehad om met Simon Sebag Montefiore, baie bekende Britse historikus te praat wat nou 'n boek oor die Midde-Ooste geskryf het. Jy weet, en hy sê Amerika, omdat dit so groot, dis die grootste land in die wêreld met die grootste militêre mag, soos 'n baie belangrike speler en Amerika moet betrokke raak by plekke soos die Midde-Ooste waar dinge uitmekaar uitval. Hy sê maar Amerika moet ook net 'n bietjie meer gestruktureerd dinge doen en dit moet 'n bietjie meer ordelik wees, 'n bietjie meer takt. 'n bietjie meer takt en al daai tipe van goetertjies. Ja, so. Ja, wel, gepraat van takt, president Trump sê nee, die ouens is lekker rustig op die vliegtuigskepe, maar dis glad nie te lank op die skepe nie. Nee, dis maklik vir jou om te sê as jy nie self daar is nie. Lyk my dit gaan maar moeilik op daai skepe. Ek sien een van die mense se naasbestaande sê hy het al 29 kg verloor en die mense is blykbaar geweldig uitgeput want jy kan nie slaap nie. Daar's die heeltyd geraas. Die turbines van die engines en die vliegtye wat op en af styg en opstyg en neer. En baie van hulle werk onder nee, hulle afdelings, hulle sien nooit eens die hulle sien nie. Jy weet en jy sit die hele tyd daar op die skip. Ek weet nie wat doen jy die hele tyd met jouself en jy weet nie hoe lank jy daar gaan sit nie. Dis die probleem as jy op so 'n plek ontplooi word. Jy weet nie hoe lank dit gaan duur en jy weet nie wat om te verwag nie. Daar's baie onsekerheid daarmee te doen. En ek dink regtig dit moet nogal 'n invloed op mense. Maar mense verstaan ook dat persoonlikhede verskil, né? Ja, Party mense kan dit beter hanteer as ander. Ja, maar ja, dit is om die hele dag ook met dieselfde mense in aanraking te wees vir 5 maande is ook nie baie lekker. En dis die Abraham Lincoln is nou al van 11 Desember af uit, waar daai mense nog nie aan land was en wil was nie. Ons nou Augustus nie. Ja, so maar nou as sien die ek hulle bewering stuur aan 'n waar skip, is. né? Ja. Maar gaan hulle personeel nou ook ruil wonder ek of hoe Ja, gaan ek dit dink dan? hulle sal daarom hierdie mense daarom seker 'n bietjie 'n breek moet gee want anders gaan hulle heeltemal gaan dit vir hulle baie erg raak. Ja, ek is baie bly dit is nie my werk is 'n bietjie anders. Ja. So Ans sal nie met my kan uithou as sy net my sien elke dag. Ek dink ons gaan mekaar almal in nou 8 maande die mure uitdryf oorboord. As jy nou nie skeer nie, dan gaan jy soos Jopie arm bly. Julle twee is in dieselfde bootjie. Nou toe ek wens eintlik ons was die Belgiese bouwerkers wat so baie goud gevind het, né? Nee, so aan in ons land werk die reëls anders. Allerhande minerale behoort aan die staat. So al vind jy 'n goudmyn in jou agterplaas, gaan dit jou nie help nie. Regtig. En in België? En in België moet jy 5 jaar wag nou eers 'n bietjie. Hulle daai goud in moet jy dit intussen in 'n bank wegsteek? Nee, dit was in 'n muur, jy weet. Wow. Dit gaan bietjie moeilik wees om die goud onder 'n bank weg te steek, dink ek, daai goudstawe, maar hulle moet nou 5 jaar wag totdat iemand dit nou claim en aanspraak maak daarop en dan moet hulle eens kyk of dit nie met misdaad verband hou nie en dan kan dit dalk opgedeel word tussen die vinder en die eienaar van die plek. Maar so die vinder kan darm ja, hy kan darm dalk 'n deel daarvan kry, ja. Dis nou in België, In België, maar hierso by ons gaan dit nou nie so werk nie. En wat as jy net nalat om dit te verklaar in Suid-Afrika? Gaan jy dan van nalatigheid aangekla word? Wat gaan jy daarmee maak? Hoe gaan jy daai goud van ons laat raak? Gaan jy dit inruil? Mense nie nou hulle agterplase begin omgolwe nie. Dit help. Ek sien hulle sê daar ook die ouens moenie nou want daar's nou klomp ouens wat nou daar mense wat na soontoe wil gaan, maar die polisie sê na die huis toe in België en nou sê die polisie nee, alles is nou daar verwyder, so kattejagters moet maar wegbly. Hulle gaan hulle claims kom afmerk daar. Nou en dan moet ons daarom afsluit vanoggend ook op 'n wonderlike hoë noot. En dit is oor die lelikste hond in die wêreld. Ai, shame. Dis 'n Hy is nie vir my so lelik nie, moet ek sê. Hy lyk vir my eintlik soos 'n gewone pak behalwe vir die tongetjie wat bietjie uithang. Maar dit is baie interessante kompetisie wat hulle daar het. Dit is nou om mense aan te moedig om diere aan te neem wat jy weet ander mense gelos het en wat nou aangehou word in diereskuiling. So dis baie pragtige storieetjie en die pak Jenny Lee of wat is die naam? Het $5,000 gewen wat nogal 'n aansienlike bedrag is en dan gaan die gesiggie gaan nou op 'n roetbeer blikke verskyn, 'n beperkte roetbeer blikke. Ag, maar dit is net vir my 'n mooi kompetisie wat lou. Ja, maar die tongetjie wat uithang en die krale dink ek doen ook nie veel nou eintlik vir die gesiggie nie. Nee, maar ek sien is kom sy van Korea af, né? Sy is van Korea af ingevoer of aangeneem. Ja, sy is al 6 jaar oud, né? En ja, so dit jy sien
Dit bevorder die kompetisie bevorder soos die storie daar sê 'n boodskap van deernis, redding en aanvaarding, jy weet. Maar weet jy Gert wat my verstand te bowe gaan, is dit nou die Amerikaners wat nou sê dis die lelikste hond in die wêreld, nê? Nee? Want het hulle ander honde oor die wêreld in ag geneem of is dit net Kyk, Amerika? ek het van die ander honde gesien wat daar was, François, dis Hulle nou is nie dalk- wat jy as beeldskoon sal beskryf. Ja, ek moet sê van die vorige jare se wenners Ja. het vir my nogals uitgestaan Ja. bo hierdie jaar se wenner. Daar was baie meer underbite en oop geen bolippe en sulke goeters as wat hierdie mopshond van hierdie jaar het. Maar hoe mooi is dit? Die Afrikaans vir 'n pug is 'n mopshond. Ja, dis 'n mopshond. pragtige woord. 'n Mopshond, alle mopsticks. Ja, maar Frans, as jy sê, dis nou nie honde van reg oor die wêreld nie. Mens kan wel Verseker. ja, mens- Jy weet, dit is maklik, jy weet, as ons sê ons het die beste rugbyspan in die wêreld, dan is dit omdat hulle gewen het teen al die ander spanne in die wêreld. Ja. Maar daai hond is verseker nie die lelikste in die Die wêreld res van die wêreld gaan jy Nee, ons kan ook 'n paar leliker honde ons gaan nog uitkrap, kan Frans. opspoor, verseker. Baie dankie Gert dat jy met ons kom gesels het vandag. Ons sien jou gou weer en mag jy 'n heerlike week hê. Dankie dieselfde vir julle nee. Bly ingeskakel want François vind hierna uit hoe jy kan studeer terwyl jy werk. Aluma Capital, altyd aan die groei.